Ja, ek wil ook maar net by hierdie geleentheid, ek weet nie hoeveel van u dit weet nie, maar ons gaan so 'n bietjie verlies ly. Ou Willie en Annetjie en nou klein Willie en Junior en Wilandri gaan ons bietjie verlaat. Hulle gaan so 'n bietjie oor die waters gaan en hy voortgaan met sy werk ook daarso. Wees verseker, Boeta, dat ons vir julle gaan bid, Annetjie, vir julle as kinders daai kant. En dat die Here vir julle ook daar sal gebruik as kragtige instrumente. En dit waarvoor die Here julle ook dan soontoe stuur. Ons verstaan nie altyd die weë van die Here nie. Maar een ding weet ons, dat ons is in die Here se hand. En dat ons daar waar hy vir ons plaas, dat ons daar getuies moet wees en mag die Here ook vir julle ook salf en toerus daarvoor en gebruik ook daar onder daardie groepie mense, daar waar julle werk, dat julle lewe ook sal getuig van dit wat die Here ook vir julle kom doen het. Baie sterkte, wees verseker van ons gebede as gemeente vir julle, wat ook vir ons hierdie kant, ons het ook julle gebedes nodig. Baie dankie. Nou ja, ou Nugget het ons nie vergeet nie, ek weet nie hoeveel van julle het vergeet van ou Nugget nie. Maar wat het nou laaste met hom gebeur? Kan jy onthou? Ek kan nou nie, julle gaan een vir een moet gesels. Wie het gesê? Iemand het gepraat. Allergiese reaksie. En toe hardloop hy huis toe, nê. Nou kom ons hoor wat sê hy. Nadat hy sy klere en alles uitgetrek het. Nou sê hy, nou het hy 'n probleem. Hy moet huis toe. Hy voel hy wil net hardloop, want hy kan dit nie meer hou nie. Hy bloei al soos wat hy hom gekrap het. Nou hardloop hy vir al wat hy werd is. En toe uiteindelik die huis voor hom sien hy karre en mense voor die deur. Hoe nou gemaak? Die mense gaan hom sien en dit sonder klere. Toe hy nader kom, sien hy dat daar nog 'n klomp dogters ook is. Hy krap en hy krap. Hy kan dit nie ophou nie. En hy kan ook nie by die huis kom nie. Hy val plat in die gras terwyl hy kaal daar lê. Sien hy 'n groot swart mure. Dit maak hom nog neerbenoud. Hy besef hy is in die moeilikheid en hy moet nou vinnig 'n plan maak om by die huis te kom. As die mure hom ook nog takel, weet hy nie wat hy gaan maak nie. Hy spring op om te kyk of die mense nie al pad gegee het nie. Maar nee, daar kom nog steeds meer mense aan. Hulle gaan blykbaar vleis braai. Nou is daar mense voor en mense agter. Mense links en mense regs. Hy besef dat hy 'n groot probleem het en 'n ander plan sal moet maak. Dalk sal hy moet wag tot donker. Daarvoor is hy egter bang, want die leeu sal dalk van 'n stukkie mensvleis hou. Terwyl hy daar rondkruip, besluit hy dat hy liewer moet bid. Net daar sê hy, Here, help asseblief tog. Ek kan nie by die huis kom nie en ek juk verskriklik. Toe sien hy dit. Daar in die gras lê iets. Hy kyk vinnig op en sien die son sak al in daar in die weste. Hy beter goue plan maak, want net nou is die son onder. Dan kan sy plan ook nie meer werk nie. Hy gryp die blikkie se deksel wat daar voor hom lê en sê vir homself, die enigste kans wat ek nou het, is om met hierdie blikkie se deksel iemand se aandag te trek. Hy stap tot reg oor sy pa en ma se kamervenster en hou die blikkie se deksel so dat die son uit die weste daarop skyn. Hy weerkaats deur die son deur pa hulle se kamervenster. Hy hou aan met flits en bid hardop dat iemand tog net die kamer sal wees. Anders sal niemand van hom weet nie. Hy flits aanhoudend. Na rukkie sien hy iemand beweeg. Hy flits weer en probeer die persoon raak flits. Hy het hom in die gesig. Hy hou aan. Dankie tog, daar kom die persoon na die venster toe. Dis sy pa. Toe flits hy eers. Hy hoop toe net sy pa sien hom raak, want hy kruip halfweg tussen die gras en die bosse, sodat ander nie kan sien hoe kaal hy is nie. Hy swaai sy arms woes. Na rukkie kom sy pa om die hoek van die huis gestap. Ai, maar hy is bly om sy pa te sien.
Hy vergeet skoon dat hy kaal is en spring op en skree, "Pa, hier is ek." Sy pa sê net, "O my tyd, kyk hoe lyk jy, en waar sal jou klere?" Sy pa hardloop gou huis toe om iets te kry om Nugget mee toe te maak. Oomblikke later kom hy terug met 'n kombers en draai dit om Nugget. "My seun, wat het jy gemaak?" "O pa, ek het die wonderlikste goue boontjies gesien en gedink dat ons skatryk gaan word. Maar die goed brand. Dit het my byna gaar gebrand." Toe sê sy pa, "Ja, dit kom daarvan as 'n mens nie wil luister nie, né?" Pa was nie te kwaai nie, want hy het gesien hoe lyk Nugget. Hy draai hom toe net versigtig oor sy skouer en dra hom huis toe. Terwyl sy pa hom so huis toe dra, onthou Nugget die storie in Lukas 15 waar die herder die verlore skaap gaan soek en op sy skouer huis toe dra. Seuns en dogters, weet jy dat Jesus ons goeie herder is wat ons ook elke dag wil dra. So, ou Nugget moes maar 'n duur les geleer het, net omdat hy ongehoorsaam was, né? Dat ons nie ongehoorsaam sal wees nie, maar sal luister wat die woord van die Here ook vir ons leer. Kom ons maak ons harte stil voor die Here. Ek slaan my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u elkeen ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus, ons verlosser, en dit word vermenigvuldig deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nog 'n lied saam, Gesang 202. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig. En na die tweede vers gaan ek net vra dat Doopie net voor die kansel vir ons sal kom verskyn, dat ons hom kan voorstel as ouderling. Kom ons staan, dan sing ons daardie 2 verse saam. Ja, geliefdes in die Here, Jesus, u weet hoe ons nou al verskeie keer die name bekend gemaak het van die broers wat verkies is tot ouderlinge, om te verneem of daar enige besware is, waarom hulle nie mag dien nie, aangesien geen besware teen hulle verkiesing dan ook ingebring is nie, sal ons ook nou in die naam van die Here oorgaan om dan vir Doopie in die ampt te bevestig. Om dit te kan doen, moet hulle sowel as die gemeente eers kort uiteensetting aanhoor van die instelling en die werking van 'n ouderling. Die ouderling is dan die volgende. Die woord ouderling kom in die Ou Testament en is 'n persoon wat aangestel is in 'n regerende ampt. In 1 Timoteus 5 vers 17 word van 2 soorte ouderlinge gepraat, naamlik 'n lerende en 'n regerende ouderling. Die lerende ouderling was diegene wat hoofsaaklik gemoeid was met die bediening van die woord en die geestelike versorging van die kudde, terwyl die regerende ouderling hulle hierin ondersteun het. Die regerende ouderling was hoofsaaklik gemoeid met die handhawing van die gesonde leer en wandel van die gemeente, terwyl die lerende ouderling hulle weer hierin ondersteun het. Hulle was weergebore en geesvervulde manne wat gedurig daarna gesoek het om toe te neem in die genade op die weg van heiligmaking. Wat betref hulle taak die volgende. Die ouderling is daar om die lerende ouderling, die predikant, hulp en bystand te gee. Saam vorm hulle 'n raad wat die gemeente regeer, wat toesig hou oor die wandel en sedelike norme van die gemeente. Hulle pas stig toe waar nodig, sorg dat die sakramente met die nodige respek en eerbied bedien word en dat dit nie vervlak en ontheilig word nie. Hierdie is die taak wat nie aan een alleen opgedra is nie, maar aan broeders wat deur die gemeente self gekies is. Hulle moet toesien dat daar geen vreemde elemente in die kerk insluip nie en hulle daarvan vergewis dat alle persone wat toegelaat word as lidmaat waarlik weergebore is en duidelik daarvan kan getuig. Hulle moet die bedienaars van die woord bystaan in die opbouing van die gemeente, in die allerheiligste geloof en kategese onderrigting. Voorts is dit hulle taak om in besonder toesig te hou oor die leer en wandel van die bedienaar van die woord, om toe te sien dat die viervoudige boodskap van wedergeboorte, heiligmaking, goddelike genesing en die persoonlike wederkoms van Jesus nie verwaarloos word nie. Om dit sinvol te kan doen, beteken dit dat 'n ouderling
die woord van God sal ondersoek, om sodoende in staat te wees, om te keer dat vreemde leringe en dwalinge in die kerk insluip. Laastens is dit hulle plig om vir krankes te bid met die salwing met olie en die handoplegging vir die mense wat daarom vra en hulle inroep om dit te doen. Liewe toehoorder, dis ons taak. As ons siek is, moet ons die ouderlinge van die gemeente inroep om vir ons te bid. Dis 'n goddelike opdrag. Jakobus hoofstuk 5 leer dit vir ons. Broer, omdat jy geroep voel om te dien in die ampt van ouderling, moet jy in die teenwoordigheid van die gemeente dan ook antwoord op die volgende vraag. Eerstens, is u oortuig dat u deur God tot die diens van ouderling geroep is in hierdie gemeente? Is u oortuig dat die leer van die kerk die waarheid is en dat alle dwalinge verwerp wat daarmee verskil? Beloof u om getrou met die salwing van die Heilige Gees in die onderskeie ampt, in hierdie geval dan ouderling, soos dit hier voorgehou is, te dien? Wat is jou antwoord hierop? Dankie, Doopie. Wonderlik om manne te hê wat saam met 'n mens kan dien in 'n gemeente en geroepe voel vir hierdie taak, en mag die Here ook vir jou toerus, ook vir hierdie taak. Ek gaan 'n gebed vir jou doen en net vir jou handdruk ook kom gee, en dan as ek klaar die gebed gedoen het, dan gaan ek vra, ek dink ons ken hom almal, wat is hy? Hou hom trou. Here Jesus, kom ons sing dan, hou hom trou, as ons die nood dan van die orrelis dan kry. Kom ons doen net so gebed vir ons saam. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê, dat U ook vir Doopie vir hierdie taak en roeping ook geroep het in hierdie gemeente, saam met ander broeders. En wil ons kom vra, Here, dat U ons sal toerus vir hierdie taak, die salwing van die Heilige Gees op hom sal rus. En Here, ons weet ook dat daar maar gesondheidsprobleem is wat hom kortwiek in hierdie hele saak. Wil U kom en vir hom volkome aanraak en genees, sodat ook in hierdie gemeente hy sy bediening kan voortsit en U verheerlik kan word in en deur sy lewe. Saam met Sorita wil ons kom vra, Here, dat U ook vir hulle sal gebruik as instrumente in hierdie gemeente, tot die uitbouing van U koninkryk, tot die opbouing van hierdie gemeente, soos wat U woord ook van ons verwag, en dat U naam ook verheerlik sal word, ook in en deur sy lewe. Dankie dat ons dit kan bid, ons weet U hoor vir ons, en ons aanbid U vir die grootheid en vir U heerlikheid. Amen. Sorita, wil nie ook hier voorkom staan asseblief? Ek sê die vrou is net so geroepe soos die man, so ons wil graag julle albei hier hê. Doopie, sterkte en seën my ou broeder, en glo en vertrou, die Here sal vir jou help ook in hierdie taak, en mag die Here ook vir jou volkome genees. Ons gebed is dat jy werklik aangeraak sal word, en dat jy sy hand ook in jou lewe mag ervaar. Ook vir jou, saam met hom, sterkte, mag die Here vir julle saam seën. Hulle sê mos agter 'n suksesvolle man is daar 'n suksesvolle vrou, né? So, ene wat 'n biddende vrou is, mag die Here vir julle seën. Ek wil vra dat julle na die gemeente toe sal draai, dan gaan ons as gemeente vir julle hierdie volgende dan sing. Hou hom trou. Die wat die woord van die Here saamgebring het, ek nooi jou om dit saam met my oop te maak, en wel by Matteus hoofstuk 28. Matteus die 28ste hoofstuk. Matteus hoofstuk 28, ons gaan daar vanaf die 1ste tot en met die 10de vers saam lees. Ek lees vir u voor Matteus hoofstuk 28 vanaf vers 1 tot en met vers 10. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies
geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf, met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was, om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens te en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan julle en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan die mans versoek om saam met my te staan, as ons die troonkamer in gebed nader. Hemelse Vader, ons eer U vir die wonderlike voorreg om so by hierdie opstandingsdag ook te wees, waar ons ook dan by hierdie geleentheid ook U dood gaan herdenk met die nagmaaltafel. Ons aanbid U Here omdat ons die getuienis het. U het vir ons gesterwe, vir ons sonde, maar U is ook opgewek en dit gee vir ons die versekering en daardie wonderlike hoop dat U ook in ons harte kan lewe. Dankie vir elkeen wat die getuienis van wedergeboorte het en wat hierdie lewe van U ook ontvang het en met daardie selfde krag waarmee uit die doodheid opgewek is, dat U daardie lewe in ons kom werk en dat daardie lewe 'n ewige lewe is. Ons aanbid U daarvoor. Dankie Hemelse Vader dat ons U kan kom bid waar die woord oor die lengte en die breedte van ons land uitgaan, by konferensieterreine, in ons eie kerk en ander kerkgenootskappe, daar waar die woord in waarheid verkondig word, dat U salwing daarop sal rus en dat U verheerlik sal word. U ken ons gemeentelike aktiwiteite, elke sieke wat daar ook is, ons bid in besonder vir aanraking deur U. En Here, 1 druppel bloed is al wat nodig is. Here, want U het U bloed gestort vir ons krankhede. U het ons krankhede op U geneem en daarom is daar genesing ook vir elke ene in Christus Jesus. Dankie Here dat ons weet vir elkeen wat na U toe vlug, elkeen wat in geloof U vashou, dat hulle ook daardie genesing mag ervaar. Verheerlik U self ook daarin. Ook nou Here, met die verkondiging van U woord, seën U woord, die oordeenking daarvan in ons harte, en laat U woord in ons harte geheilig word. Amen. Liewe toehoorder, ons teks van oordeenking vind ons dan in die 6de vers, met hierdie woorde, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Jesus het uit die doodheid opgestaan, en daarom kan ons 'n boodskap vanoggend aan U bring, dat Jesus het opgestaan. En wat 'n wonderlike voorreg vir my as predikant, vir ons kerk, maar ook vir die kerk van die Here Jesus Christus, om hierdie boodskap dan ook uit te dra, dat Jesus het opgestaan. En sou die disippels dan ook later, by geleentheid as hulle mekaar gegroet het op hierdie opstandingsdag, sou hulle hierdie woorde vir mekaar gesê het, Jesus het opgestaan, dan sou die ander hom begroet het, ja, hy het waarlik opgestaan. En wat 'n wonderlike voorreg daardie getuienis van hierdie disippels, en dat daardie getuienis ook aan ons oorgedra is. Matteus 28 vers 6, wat juis dit vir ons sê, hy het opgestaan, en hy is nie meer hier nie, kom kyk na die plek waar die Here gelê het, daardie plek, daardie graf is leeg, en dit is waarvan ons ook net nou gesing het, toe ons dan ook gesê, dit is die dag, wat deur die Heer gemaak is, en dit is verwys na Psalm 118 vers 24 tot 26, as hy sê, dit is die dag wat die Here gemaak het, wat is hierdie dag, waarvan hy getuig? Dit is juist hierdie dag, waarin vers 21 dan ook van praat, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week. En wat is die eerste dag van die week? Dit is juist die Sondag.
Die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus. En dit is waarna hier verwys. Daarom ook dat ons hierdie wonderlike feesdag elke 7de dag kan vier. Die eerste dag van die week, die opstandingsdag. Hy gaan voort as hy sê dan in vers 25 en 26, Ag Here, gee tog heil. Here, gee tog voorspoed. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Daarom kan ons ook hier die wonderlike seën uitspreek. Want Here Jesus Christus het opgestaan uit die dood uit. As Paulus daarvan getuig, omdat daar sommige mense was wat dan ook gesê het dat daar nie opstanding is nie, en dit is die getuienis van die Sadduseërs, en daarom dat Paulus ook meesterlik daar in Handelinge daarna verwys, toe die Fariseërs en die Sadduseërs by mekaar gesit het. En hierdie twee mense, groepe aan mekaar gespring het. Hoekom? Want Paulus het gesê, daar's 'n opstanding, en ek glo in daardie opstanding, en die Sadduseërs het daarin geglo. En die Fariseërs het dit verwerp, en eerder dat die fokus op Paulus is, beklei hierdie twee groepe met mekaar. En so kom die Here op 'n besondere wyse, en Paulus getuig daarvan in 1 Korintiërs 15 vers 12, en verder aan, en ek wil dit graag vir u lees. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Beteken dit, dan moet hy nog in die graf gewees het. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs. Hoor wat sê hy? Dan kan ons vandag maar huis toe gaan, as Jesus nie opgestaan het. Want dan het ek ook nie 'n boodskap vir u gehad nie. Maar Paulus sê, ons het 'n boodskap. Hoekom? Christus is uit die dood uit opgewek. En vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het. Wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. En dan kom hierdie woorde. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. As Christus nie uit die dood het opgestaan het, dan het ons nie 'n godsdiens gehad. Dan het ons nie 'n boodskap gehad. Maar nou kom hierdie woorde van hom in vers 20. Maar nou, hier is ons 'n opgewondenheid, glo ek in sy hart. Hier is 'n opgewondenheid as hy hierdie woorde uitspreek. Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Hy is die een wat eerst uit die dood uit opgestaan het. Hy het ander ook opgewek uit die dood, maar hulle het weer gesterwe daarna. Hulle grafte kan gesien word. Maar Christus se graf is leeg. En daarom het ons 'n boodskap vanoggend en kan ons dan hierdie boodskap aan u oordra. Jesus, die opgestane Christus. As hy dan daar vir ons ook sê in hierdie woord in Matteus 28 vers 6 dat hy opgestaan het uit die dood uit. En daarom kan ek 'n boodskap vanoggend vir u bring van die opgestane Christus. Mag die Here ook vir ons seën, mag ons harte oopstel sodat ons ook kan luister na die woord van die Here vanoggend. Hierdie opgestane Christus, Matteus 28 vers 8. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. Wat wil hulle aan hierdie disippels gaan vertel? Die graf is leeg. Jesus het opgestaan soos wat hy gesê het. En dit is hier die waarheid waarop die kerk dan ook gebou is, dat Jesus Christus het opgestaan, soos Paulus ook getuig het in 1 Korintiërs 15. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Ons het 'n boodskap, ons het 'n prediking, en ons prediking is vanoggend nie te vergeefs nie. Jesus leef, en dit is hoekom sy kerk ook vandag kan bestaan. Hier die eerste dag van die week, toe daardie vroue na daardie graf toe gegaan het,
want hulle kon nie op die Sabbatdag gegaan het nie, want daardie dag was 'n heilige dag vir hulle gewees, en hulle kon net 'n sekere aantal afstand afgelê het. En daarom het hulle eerste dag van die week kom, om daardie liggaam van die Here Jesus Christus dan ook te balsem. Hierdie eerste dag van die week, ook bekend aan ons as die eerste dag van die week, die Sondag, staan bekend as die opstandingsdag, die dag waarop Jesus opgestaan het. En hierdie is die boodskap wat hierdie vroue dan ook gaan verkondig het. Hulle het eers gedink dat Jesus dood is, en daarom wil hulle sy liggaam gaan balsem. Maar toe hulle by die graf kom, wat sien hulle? Die steen is weggerol. Jesus het opgestaan, soos wat hy gesê het. En hierdie engel kom en hy spreek met hulle, en hulle weggestuur met die evangelie boodskap. Jesus het opgestaan, gaan sê dit aan sy disippels. Liewe toehoorder, elke ene kan 'n evangelis wees. Hoor mooi, elke ene. Nie net 'n man nie, maar ook 'n vrou. Want wie was die boodskapdraers van die eerste dat Jesus opgestaan het? Nie die disippels nie, die vroue. Die vroue moes hardloop en die disippels gaan sê. Wat doen die disippels? Hulle is ongelowig daaroor. Maar hierdie vroue, die getuienis in hulle harte gaan, hulle het die leë graf gesien, hulle kon daarvan gaan getuig het. Liewe toehoorder, ek wil vir u vra, man, vrou, kind, glo u dat Jesus opgestaan het? Glo u dit 100% in die hart vanoggend? Glo u 100% dat u waarlik gered is? Iemand het een keer hierdie vraag gevra. Het u 100% sekerheid dat u hemel toe gaan? Nie 99% nie, maar 100%. Want die Here, as hy 'n werk kom doen, doen hy 'n volbragte werk. En daarom dat die opstanding ook van 'n volbragte werk praat, as hy dan daar so uit die dood uit opgestaan het. En waarvan getuig dit? Dat Jesus lewe. En daarom kan ons dan ook by die tweede gedagte kom. Jesus se verskyning aan die mense is daar die getuienis dat hy opgestaan het uit die dood uit. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een stee en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. Here Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. En dit is waarvan Paulus dan ook getuig in 1 Korintiërs hoofstuk 15, as hy dan ook vir ons sê, dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, Matteus, weet ons dat hy gekies is in Judas se plek, en Markus 16 vers 14, wat ook vir ons sê, later het hy aan die 11 verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het. Hierdie disippels, hierdie manne aan wie hy 3 jaar dit kom leer het, hulle kom onderrig het gesê, maar ek moet kruis toe gaan nadat ek gesterf het, sal ek daar die 3de dag weer opstaan. Hierdie manne in ongeloof daaroor. Maar Jesus kom, in die eerste plek kom hy en hy gaan na sy disippels toe. Hy gaan na Sefas toe. Wie was Sefas? Petrus. Hy gaan na hom toe, hy gaan wys vir hom uit opgestaan uit die dood uit. Hy gaan na die ander disippels toe, later saam met Thomas, want die eerste keer toe hy na die 11 verskyn het, was Thomas nie daar nie. Later sou hy weer aan almal verskyn het, toe Thomas daar kom, hierdie ongelowige Thomas, toe is hy ingesluit by daardie, aan wie hy homself kom openbaar. Daarna het hy verskyn ook aan die 500 broeders te gelyk. Moontlik hierdie broeders wat daar in Galilea was, wat ook disippels van die Here Jesus Christus was, waarvan die meeste nou nog lewe, sê die woord, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels. So die Here Jesus Christus het homself kom bekend maak as die ene wat opgestaan het uit die dood uit. Hy verskyn ook aan Maria Magdalena, sy wat daar agter gebly het by die graf, Johannes 20, vers 13 tot en met vers 16. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? En sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het. En ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe
en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom, meneer, as jy hom weggedra het, sê vir my waar jy hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. En Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni. Dit beteken meester. Wat beteken hierdie meester? Johannes 20 vers 28 getuig daarvan. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Wanneer ek hom deel maak van my lewe, wanneer hy meester van my lewe word, is hy Rabboni, my meester, my Here, my God. Ek het deel geword van hom en hy deel geword van my. Daardie getuienis waarvan Maria Magdalena dan ook kon getuig het, die ene wat die duiwels uitgedryf was, wat so liefde vir die Here Jesus Christus gehad het, dat sy nie van die graf af kon weggegaan het nie, maar die getuienis ontvang het van Jesus self het aan my verskyn. Hy het opgestaan. Ek het hom gesien. Petrus self, wat dit op die Pinksterdag dan ook beklemtoon het, in Handelinge 2 vers 24, hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Nou moet ons weet, hierdie is met die uitstorting van die Heilige Gees, hierdie groep Jode, die mense wat daar by mekaar is, het al hierdie dinge ervaar. Hulle hoor die boodskap, wat Petrus dan ook hier verkondig. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Dood, waar is jou oorwinning? Die dood kon hom nie vasgehou het nie. Hy het opgestaan uit die doodheid, en Petrus is getuie daarvan. Hoekom? Toe hy daar by die graf kom. Johannes het eers daar gekom, en Petrus na hom, maar Petrus het ingegaan in die graf, en wat vind hy? Hy vind die doeke, en toe vind hy die kopdoek, wat opgevou was. Weet jy wat beteken daar die kopdoek wat opgevou was? In die Joodse gebruik was dit dan ook so gewees, sou daar 'n heer wees, wat deur die diensknegt by die etensmaal dan bedien word, en daardie servet wat daar was, sou daar gewees het, en hy sou opgestaan het, en hy servet daar neergegooi. Dan sou daardie diensknegt geweet het, dat daardie servet, as hy daar opgevrommel was, dat hierdie heer het nog nie klaar geëet nie. Maar, as hy teruggekom het en hy daardie servet opgevou, en hy dan opgestaan, dan daardie diensknegt geweet, ek kon die tafel gaan afdek, my heer het klaar geëet. Hy is versadig, hy het opgestaan. En toe hy daardie kopdoek vind, opgevou, daar by die kopdeel, wat sê dit vir hom? My heer het opgestaan. Die werk is voltooi. Dis klaar, is afgehandel. Jesus het opgestaan. Daarom het ek 'n boodskap vanoggend vir u. Jesus het opgestaan uit die doodheid. Daarom kan ek dit verkondig van die kansel af. Jesus wat ook aan sy 500 volgelinge, soos ek reeds gesê het, hierdie mense wat moontlik in Galilea was. Ons ken ook die verhaal van die Emmausgangers, hoe Jesus self in hulle midde was. En wat sê hulle? Was ons harte nie brandend in ons, toe hy in ons midde was nie? Liewe toehoorder, dit kan nie anders, dat wanneer die Here Jesus Christus in my lewe teenwoordig is, dat my hart brandend vir hom sal wees, dat ek 'n getuie vir hom sal wees. Jesus het opgestaan, ek wil dit gaan vertel. Dan daar die 10 disippels en die ongelowige Thomas, aan wie die Here Jesus Christus dan ook verskyn het, soos ek reeds verduidelik het. Dit was by hierdie geleentheid ook dan, na sy opstanding, wat die Here Jesus Christus ook vir sy kerk hierdie groot opdrag gegee het, nie net vir sy disippels nie, maar vir elke weergeborene, in hierdie wonderlike woord, as hy dan ook vir ons sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Hoe kon hulle dit doen? Hoe kon hulle disippels gaan maak?
Hulle kon dit gedoen het omdat hulle gesien het dat Jesus opgestaan het. Hy het aan hulle verskyn. Hy het die boodskap aan hulle toe vertrou. Liewe toehoorder, Jesus het aan elke weergeborene hierdie boodskap kom toevertrou. Dat ons moet getuig van sy opstanding. En ek kan alleenlik daarvan getuig, soos die koortjie ook sê. En vra jy my hoe ek dit weet? Ek weet dit, want hy leef hier binne in my hart. Leef hy in die hart? Omdat hy 'n opgestane Christus is vir u? Of is dit net vir u 'n teorie wat die Bybel aan u oordra en u vat hierdie teorie maar vir u self, maar u het dit nog nie persoonlik ervaar nie. Ek kan dit alleen wanneer ek dit persoonlik ervaar het, daarvan getuig. Maar ook die wonderlike voorreg. In vers 6 as daar gesê word, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Nie waar hy lê nie, maar waar hy gelê het, verlede tyd. Is dit nie kosbaar? As ons gaan kyk na die Grieks, en ons kyk na dit wat hier vir ons gesê word, staan dit in die verlede tyd. Jesus het daar gelê. Jesus het opgestaan. Hy leef vandag. En daar kan ons daarvan getuig. 1 Johannes 1 vers 1 tot en met vers 4. Johannes, daar die geliefde disipel van die Here Jesus Christus, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord in hoofletter, naamlik die Here Jesus Christus, die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Hoekom? Hy het uit die dood uit opgestaan. Ons het dit gesien, ons het hom getas. Ons weet dat daar die graf is leeg. Johannes kan daarvan getuig, want hy was heel eerste na daar die vrouens het gesê het by die graf. Ek het gesien, dis verlede tyd, Jesus het opgestaan. En daarom het hy sê, en ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En al wanneer my blydskap volkome is, as ek die getuienis in my hart het, dat ek waarlik weergebore is. Iets wat wonderlik is, in die getuienis wat ek in my eie lewe het, is daar die tuingraf. Ons was daar gewees, al die ander plekke waar die Here Jesus Christus beweeg het en waar hy gewandel het. Al daar die plekke daar in Israel is deur baie van die kerke dan ook oorgeneem. Het sy die Grieks of die orthodox Joods of dan deur die ander kerkgenootskappe. En iets wat bewaar is vir ons en bewaar bly, is die tuingraf. 'n Plek as jy daarin kom, dan weet jy, jy's nou op heilige grond. Die graf is leeg. As hy praat van my graf daar by die rykes, in Psalm 22, dan verwys hy na daardie ryk man Arimatea, Josef van Arimatea. Daardie graf van 'n ryke sou uitgekap gewees het. En alleenlik daardie graf, die grootte van daardie man, sou gemeet word wanneer hy dan gesterf het. En dan sou daardie graf, die lengte van daardie man, uitgekap word. En net aan die een kant van daardie graf is daarso die uitgekapte deel, waar ek glo my eie persoonlike hart, dat Jesus het daar gelê. Hy het opgestaan uit die dood uit. Daardie graf is leeg. Ek was daar, ek kon dit gesien het. Maar nie net dit, die getuienis van dat ek daar was nie. Maar meer nog, die getuienis in my eie hart. Ek glo, Jesus het uit die dood uit opgestaan. Hy leef
En daarvan kan ek getuig vandag. Bring my by die laaste gedagte. Hierdie opgestane Jesus het gemaak dat die dood geen mag oor hom het nie. Hy het immers van homself dan ook getuig, dat ek lê my lewe gewilliglik af, en ek sal dit weer opneem. Jesus het dit weer opgeneem, en daardie krag van God, waardeur hy hom uit die dood uit opgewek het, in 1 Korintiërs 15 vers 55 sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Hierdie oorwinning getuig van dat die Here Jesus Christus ons van daardie dood kan kom bevry. En as hy hierso kom praat van die dood, waar is jou angel? Die mag wat die dood oor elke mens het. Ons almal sal sterwe. Die grafte is 'n getuienis daarvan vandag. Behalwe as die Here Jesus Christus vandag kom, dan is die getuienis dat ons saam met die dooies, die Here Jesus Christus tegemoet sal gaan in die lig. Maar andersins sal ons almal dan ook sterwe, waarvan die dood is daar 'n angel. Maar nou kom die woord van die Here, hy praat van die doderyk, hy praat van die Hades. En uit hierdie mag van die doderyk, waarvan Hosea 13 vers 14, ook sekerlik die aanhaling is in 1 Korintiërs hoofstuk 15. Uit die mag van die doderyk sal ek hulle loskoop. Ek sal hulle verlos van die dood. Dood, waar is jou pestilensie? Doderyk, waar is jou verderf? Hierso kom Hosea en hy kom praat alreeds en hy getuig dat daar 'n opstanding sal wees waar die doderyk en die dood dan ook tot niet gemaak sal word. Beide die dood en die doderyk word hier verpersoonlik. Hy praat van die fisiese dood wat ons sal ondergaan, maar die persoon wat in sonde sterwe, wat nie gered is nie, wat hel toe sal gaan. Hierdie dood het 'n mag oor daardie persoon wat in sy sonde toestand, in sy verlore toestand sterwe. Die dood word dan voorgestel in hierdie angel of dolk of prikkel. Waarna verwys dit daardie os wat deur daardie prikkel aangedryf word. Net so word ons deur die dood aangedryf. En ons sal almal sterwe. Maar weet ons dat die wonderlike daarvan is, soos Hosea dan ook getuig, uit die mag van die doderyk sal ek hulle loskoop. Jesus het ons kom loskoop deur die dood, maar ook deur die oorwinning dat hy leef vandag. En daardie selfde mag, daardie selfde krag, van daardie krag wat in Jesus Christus gewerk het, om lewe in hom te werk, is daardie selfde krag en mag, wat in u en in my kom werk, om ons uit die dood uit lewend te kom maak, uit die duisternis te kom uithaal, en ons in sy wonderbare lig te kan kom plaas, sodat ons ook die ewige lewe mag hê. Liewe toehoorder, ek wil vir u vra, het u daardie getuienis? Het u daardie getuienis in die hart, dat die Here Jesus Christus ook vir u 'n lewende Christus is? Dat u waarlik weergebore is, dat die dood en die mag van die dood oorwin is, en dat u daarvan kan getuig, dat u leef in Christus Jesus, sy lewe in u, en u lewe in hom. Hy wil ons daardie lewe kom skenk, maar ook die ewige lewe. Handelinge 2 vers 32 tot 33, hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Nog 'n getuienis en 'n bewys daarvan is Pinksterdag. Op Pinksterdag is die uitstorting van die Heilige Gees. Waar lees ons daarvan? Johannes hoofstuk 14, Johannes hoofstuk 16. As die Here dan ook sê, ek gaan om vir julle plek te berei. As ek gegaan en dan kom ek weer, om julle te neem na daar waar ek is. Maar wat sê hy? Terwyl hy intussen gegaan het om plek te gaan berei, gaan ek vir julle ander trooster stuur. En wat sê dit vir ons? As die trooster kom, moes Jesus opgestaan het uit die dood uit.
Het die Heilige Gees gekom? Ja, op Pinksterdag het die Heilige Gees gekom. Oor 40 dae vier ons Pinkstertyd. Jesus het opgestaan. Die getuienis is daar. Die Gees van God is uitgestort. Wie bring die oortuiging in my hart dat ek 'n verlore sondaar is? Die Heilige Gees. Wie lei my in die waarheid? Die Heilige Gees. Wie vertel my al die dinge van die Here Jesus Christus? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees lei my in 'n heilige lewenswandel. Die Heilige Gees is uitgestort as getuie dat Jesus Christus lewe. Ek wil vir u vra, het u daardie getuienis dat die Here Jesus Christus in die hart leef? 1 Korintiërs 15 vers 19 tot 23 getuig. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy wederkoms. Elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Het jy die hoop dat Jesus gaan terugkom? Dan moet ek in 'n lewende verhouding met hom staan. En as kind van die Here moet ek reg lewe. Miskien is jy volgend hier, het nog nie daardie getuienis van ware lewe nie, dat Christus nog nie in u hart lewe en dat hy nog nie u lewend gemaak het, soos 1 Korintiërs 15 vers 22 van praat, dat jy nog nie daardie geestelike lewe het nie. Wil jy vanoggend kom en hierdie lewe kom ontvang? Hy wil dit vir u gratis gee. Met daardie bewys, ek is 'n verlore sondaar. Ek kom soek my redding buite myself en ek besef, dis in die Here Jesus Christus in sy kruisdood, maar ook in sy opstanding. En hierdie opstandingsdag wat ons ook vier. Mag die Here vir ons genade skenk, as hy nog nie daardie getuienis het nie, om vanoggend te kom en die lewe ook aan hom oor te gee, om daardie lewe te ontvang. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U vir die wonderlike voorreg om net voor U aangesig neer te buig, te erken. Here, U het uit die dood uit opgestaan. U woord getuig daarvan, maar meer nog, ons harte kan daarvan getuig, Here, omdat U lewe in ons harte kom skep het. Seën vir ons, Here, ook by hierdie nagmaal geleentheid, as ons hier dan ook die dood van die Here Jesus Christus gaan herdenk en word verheerlik in ons midde. Amen. Kom ons staan, dan gaan ons 'n lied saam sing, wanneer die tafel in gereedheid gebring gaan word vir ons. Halleluja, 84, soos ek reeds gesê het. Ons gaan nou die laaste 2 verse dan daarvan staande saam sing. Baie dankie, ontvang die seën van die Here en gaan in sy wonderlike vrede. En mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.